Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie donderdagoggend. Ons gaan voort met Jesaja 23 vanaf vers 1. Profesie oor Tyrus. Wie klaag handelskepe, want dit is verwoes. Sonder huise, sonder toegang. In die land van die Keteërs is hulle berig gebring. Wees stil, bewoners van die eiland. Handelaars van Sidon wat die see oorsteek, het jou Tyrus gevul. Met die groot waters langs was die saad van Sigor. Ja, die oes van die Nyl, haar inkomste. Dit was wins uit die nasies. Skaam jou Sidon, van toevlugsoord van die see. Die see sê, ek het nie in een gekrimp, nie geboorte gegee nie. Ek het nie jong manne groot gemaak, nie jong meisies opgevoed nie. Wanneer die berig Egipte bereik, krimp hulle in een, soos met die tyding oor Tyrus. Vaar oor na Tarsis. Wie klaag bewoners van die eiland? Is dit julle uitgelate stad? In die verre verlede lê haar oorsprong. Haar voete het haar gedra om tydelik ver weg te woon. Wie het so teen Tyrus besluit? Sy wat krone uitdeel, wie se handelaars hoë amptenare is, wie se handelslui die geëerdes van die wêreld is. Die Here, heers oor alle magte, het so besluit, om die hoogmoed van al die hoë lui te knou, om al die geëerdes van die wêreld met minagting te behandel. Jo, vriende, is ongelooflik mooi gestel, nie? Hierdie hele vraag, hierdie digterlike skryf, wie het so besluit? En dan kom hierdie antwoord, die Here heers oor alle magte. Dis die God wat ons aanbid. Hy heers oor almal, en hy het so besluit. En wat het hy besluit? Om iets aan hierdie hoogmoed te doen. Die Here tree op. Hoeveel keer in die Bybel sien ek en jy hoogmoed kom tot 'n val? God hou nie van hoogmoediges nie. En ek en jy gaan onsself eerlik moet kyk. Is daar sekere areas waarin ek hoogmoedig is? En bid en vra dat die Here deur sy Gees dit vir jou sal uitwys. Kyk of jy dalk 'n paar mense het wat jy regtig met jou lewe kan vertrou. En vra vir hulle, gaan in gesprek met hulle. Is daar iewers in my lewe areas van hoogmoed? En hoekom beleef mense dit so? En bely dit aan voor die Here. En julle, dis een ding wat baie duidelik is uit die skrif, regdeur en veral hier in die profete, dat die Here hoogmoed en hoogmoedigheid nie kan verdra nie. Kom ons gebruik hierdie lydenstyd as 'n tyd van verootmoediging en vra vir die Here, lê daar iewers 'n stuk hoogmoed in my hart en bid dat hy dit sal wegvat. Amen. Here almagtige God, kom nou elkeen van ons toe en wys dit vir ons uit, wanneer daar ook by ons dalk 'n stuk hoogmoed is. Maak ons nederig van hart. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.